Die vermeende dwelmvervaardigers op 'n wildplaas in Swartruggens in die Noordwes verskyn in die hof. Suid-Afrika is amptelik die grootste sitrusuitvoerder ter wêreld. En 'n 10-jarige leerling van laerskool Lou Geldenhuys in Linden is aangewys as een van die baldraers vir die FIFA Wêreldbeker in Mexico. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. 11 vermeende dwelmvervaardigers, insluitend Suid-Afrikaners, het vlugtig in die Landdroshof in Swartruggens in die Noordwes verskyn. Die saak is vir 'n week uitgestel om tolke te bekom en verdagtes uit Mexico, Mosambiek en Zimbabwe se immigrasiestatus te bepaal. Die polisie het eergister tydens 'n klopjag op 'n wildplaas 'n vervaardigingslaboratorium ontdek vir metamfetamien liewer, ook bekend as tik. Beslag is gelê op tik ter waarde van honderde miljoene rande. Die eienaar van die eiendom is nog soek, maar sy seun en ander familielede is onder die verdagtes. Hierdie is die 4de dwelmvervaardigingsaanleg in Suid-Afrika met Meksikaanse bande. The members of forensic science laboratories are still collecting evidence as well as counting as to how much these drugs were worth, as well as the equipment that has been used. Also, product that has been amassed is up to 481 kilograms, which amounts to almost millions. And when we add with the equipment, we are looking at least 1 billion rand. At this stage, we are looking at this incident as transnational drug trafficking. Inwoners sê egter dat die vervaardiging meer as 2 jaar gelede begin het. Die plaaslike wijkraadslid sê hulle waarskuwings het op dowe ore geval. 2 years ago, the smell start coming up from, it's a difficult smell. We mention it to the province. We mention it to the hawks in the province. We mention it to the intelligent people in the province. No one of them came back to us. Hy is skepties dat die polisie onbewus was van die aktiwiteite. This police officers that's been stationed here in Swartruggens pass that farm every day. The commander is staying in Rustenburg. The detective commander is staying in Rustenburg. And they didn't smell anything. Die saak is uitgestel tot 22 Mei. Die dodetal na die oorstromings in die Wes-Kaap het tot 11 gestyg, nadat die liggaam van 'n 82-jarige man op 'n plaas in Woester in die Bredevallei gevind is. Die man is tydens die oorstromings deur die water meegesleer. Intussen werk reddings- en herwinningsspanne onverpoos voort terwyl talle gebiede steeds sonder krag of water is. Tientalle gebiede en mense is steeds van die buitewêreld afgesny. Die pad tussen Woester en Verliersdorp is weggespoel en was die week gesluit. Weens die sterk vloei van die water kon reddingsspanne nie die stroom oorsteek nie. Gedeeltes van 'n brug wat ineengestort het is gebruik om die Alfalfa plaas te bereik. Het is gedeeltes wat deurkom en dan sal jy miskien 'n boodskap kry wat 'n uur of 'n dag na die tyd gestuur is. So dit is altyd belangrik en maar hoe ons daarom gewerk is, hulle het 'n kontaksenter by Woester Brandweer. Ons kom daarna by die ICP, die Incident Command Post en daar kry ons 'n brief in die oggende waar ons kan waar hulle 'n lys het van gestrande mense wat vermis is. Plaaslike owerhede sê 60% van die gebied se kragtoevoer kon herstel word. Omdat ons 3 groot riviere het wat deur ons Bredevallei vloei. Dit is namens die Heksrivier, die Smalblaarrivier en natuurlik die Breederivier. En die plase al langs daai groot riviere het ontsettende groot skades gedoen. Selfs hulle plaaswerkers se huise is totaal en al weggespoel. Plaaswerkers wat oorkant die Holsvlootrivier bly, se huise is oorstroom. Op die plaas Vredehof is daar onsekerheid oor wat die toekoms inhou. Die water was so sterk, dit het soos golwe gelyk Dinsdag toe ek hierso was. En dit was ook so hartseer geweest toe ek van die mense gesien het hoe hulle van hulle huisraad probeer red terwyl die huis nog gestaan het nog. Ondanks die humanitêre hulp wat deur talle verwelkom word, heer daar kommer dat die hulp nie by diegene kan uitkom wat dit die meeste nodig het nie.
Dis al wat ek beleef. En ek is 'n ou vrou. Ek bly alleen met die 2 kinders van my kleinkinders. Dis al wat ek sê. Ons is gemeenskap, ons moet saam staan, maar ons plan is saam nie. Die skade sal na raming miljoene rand beloop. Inwoners van die informele nedersetting Spoekiedorp is redeloos nadat die Smalblaarrivier in Rosenwil se oewers oorstroom is. Inwoners sê hulle vra al vir jare om geskuif te word. De munisipaliteit, hy het die wal gemaak, hierso, maar hy het die wal binne in die rivier gemaak en hy het met die rivier gemaak, laat nou hierso die rivier kan breek. En hier was nog nooit, daar's 2, 3, 4 mense wat amper dood gegaan het van die water wat amper verspoel was. Die munisipaliteit sê hy is besig om maatreëls te tref om die gemeenskap te hervestig. Vanessa Puna, SAK nuus, Breede Riviervallei. Die parlementslid en leier van die National Coloured Congress Party, Fadil Adams, is borgtog van R10,000 toegestaan in die Pinetown Landdroshof in KwaZulu-Natal. Hy is vroeër die maand in Kaapstad in hegtenis geneem op 5 aanklagte van bedrog en regsverydeling. In considering the evidence placed before me, I am then satisfied that you are a suitable candidate to be released on bail. Adams se borgtog aansoek het 2 dae geduur en is gekenmerk deur uitgerekte vertoë deur sy regspan. Die staat het borgtogs ten sterkste teengestaan. Hulle het aangevoer dat hy probeer het om die polisie te ontduik toe die lasbrief vir sy inhegtenisneming in Kaapstad uitgereik is en dat hy moontlik met staatsgetuies sal inmeng. Adams se regspan het teruggekap en aangevoer dat hy nie probeer het om vir die polisie weg te kruip nie en dat sy gedrag en die taal wat hy gebruik het tydens sy inhegtenisneming nie genoegsame redes is om hom borgtog te weier nie. Landros Robinson het gelas dat Adams nie getuies mag kontak nie, insluitend lede van die polisie, die eThekwini Metropolisie en die departement van korrektiewe dienste. Hy moet ook 2 keer per week by die Mitchellsplein polisiestasie in Kaapstad aanmeld. Baie dankie julle. Hoe voel ek? I'm going home to my wife, my kids, my mother. I'm feeling good. Thank you. Adams moet weer op 14 Augustus in die Pinetown Landdroshof verskyn. Die vermeende politieke bemiddelaar Brown Mogotsi het die voorreg teen selfinkriminering in 'n kommissie van ondersoek gebruik om sommige vrae voor die Madlanga kommissie van ondersoek te ontduik. Mogotsi het weer voor die kommissie verskyn nadat sy onttrekkingsaansoek teen die hoofgetuienisleier, advokaat Matthew Chaskelson SC, misluk het. Brown Mogotsi het geweier om sommige vrae te beantwoord nadat sy aansoek vir die onttrekking van die hoofgetuienisleier, advokaat Matthew Chaskelson SC, deur die Madlanga kommissie van die hand gewys is. To all the answers, I'm not going to incriminate myself going forward, Chair. But I don't understand how you can incriminate yourself in relation to whether you met General Sabia before January the 8th or only on January. As I said, I'm not going to incriminate myself. Die reg teen selfinkriminering in 'n kommissie van ondersoek laat 'n getuie toe om te weier om vrae te beantwoord ondanks die moontlikheid van strafregtelike vervolging, maar is nie 'n reg tot stilswye of om vrae glad nie te beantwoord nie. Mogotsi wil ook nie antwoorde gee oor sy interaksies met die vermeende misdaadsyndikaatbaas Vusimuzi Matlala as 'n kontakagent nie. The person charged with maintaining all of the records of undercover agents in the South African Police Service Criminal Intelligence Division denies that you were ever an undercover agent. Do you have a response to that? I responded in Parliament. This person only got appointed in 2024. I know how he got appointed. I know where he used to work. He can never know me. Therefore, I will not want to implicate myself. Mogotsi het ook nie geantwoord toe die kommissie by hom wil weet hoekom hy inligting wat verband hou met die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, met Matlala gedeel het nie. So why were you sharing this information with Mr. Matlala?
I'm not going to incriminate myself, Jane. Die kommissie sal na verwagting sy tweede tussentydse verslag op 29 Mei aan president Cyril Ramaphosa oorhandig. Die taakspan wat voorheen as die Madlanga taakspan werksaam was, sal nou bekend staan as die kommissie se aanbevelingstaakspan of die CRTT. Die taakspan stel ondersoek in na aanbevelings wat deur die Madlanga kommissie van ondersoek gemaak word. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het die naam verander om onder meer die mandaat en die omvang van die eenheid duideliker te maak. Die ANC sê hy staan bankvas agter president Cyril Ramaphosa en sy besluit om die onafhanklike paneel verslag oor die Palapala saak op hersiening te neem. Die aankondiging deur die party se sekretaris-generaal Fikile Mbalula volg na Woensdag se spesiale vergadering van die ANC se nasionale uitvoerende vergadering in Kaapstad oor die onlangse konstitusionele hof uitspraak oor die aangeleentheid. Die hof het bevind dat die parlement gefouteer het deur die paneel se verslag te verwerp, wat onder meer bevind het dat daar 'n prima facie saak teen die president is. Mbalula het by 'n media-konferensie by Luthuli Huis beklemtoon dat die land se hoogste hof die president nie aan enige oortreding skuldig bevind het nie. After receiving and carefully considering the senior counsel opinion, the National Executive Committee have recorded our unanimous support for the President's decision to lodge that review application in the High Court, accompanied by any other legal procedures, as his lawyers may advise. Volgens Mbalula sal die Palapala saak nie die werk ontbrug van die regering en die ANC of die voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesings in November nie. The judgment of the Constitutional Court does not interrupt the work of the state. The judgment of the Constitutional Court does not interrupt the work of the branches. The judgment of the Constitutional Court does not interrupt the work of the government of national unity. The parliamentary process that the judgment has activated will run its course. Mbalula het ook gereageer op die afdanking van die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisise Tolashe. Hy sê sy het voor die ANC se integriteitskommissie verskyn voor sy die trekpas gekry het, maar dat die komitee nog nie sy verslag daaroor voltooi het nie. Ramaphosa het gister gesê dat die president nie redes hoef te verskaf vir die afdanking of aanstelling van ministers nie. Suid-Afrika steek Spanje verby as die grootste sitrusuitvoerder ter wêreld en brandstofpryse sal na verwagting volgende maand daal. Net hierna. Suid-Afrika is amptelik die grootste sitrusuitvoerder ter wêreld. Die land het bykans 3 miljoen ton sitrusvrugte uitgevoer verlede jaar en sodoende vir Spanje verbygesteek. Ondanks die prestasie verteenwoordig stygende vervoerkoste, tariewe en beperkte marktoegang steeds 'n bedreiging vir Suid-Afrikaanse sitrusboere. Ek dink dit is die perfekte storm gewees verlede jaar. Alles het net saamgewerk. Ons het begroting was gewees om 172 miljoen kartonne uit te voer en op die einde van die dag het ons 203 miljoen kartonne uitgevoer. Wat omtrent 30 miljoen kartonne tonne meer is as die vorige jaar. En dit het ons gebring by 2,9 miljoen ton. En as ons kyk na 260 miljoen kartonne is omtrent 4 miljoen ton wat Suid-Afrika gaan uitvoer. So die sitrusbedryf raak 'n groot speler in die landboubedryf in Suid-Afrika. Die sitrusverbouersvereniging skryf die prestasie toe aan langtermynbelegging in boorde, beter produksietegnieke en uitbreiding van uitvoermarkte. Northern Hemisphere supply is expected to return to higher volumes when their seasonal weather conditions are more conducive to food production. South Africa and Spain play highly complementary roles in the citrus value chain. Spain anchors supply during the Northern Hemisphere season, while South Africa provides continuity during the Northern Hemisphere summer months. Die sitrusverbouersvereniging hoop om teen 2032 260 miljoen kartonne sitrusvrugte uit te voer. Die Sondagsriviervallei het 17,1 miljoen kartonne uitgevoer.
30% meer as aanvanklike voorspellings. Hierdie toename was ondanks oorstromings, verkrummelende infrastruktuur en stygende bedryfskoste. As jy vat die Sonnesriviervallei het in 2014 10 miljoen kartonne uitgevoer. Verlede jaar het ons amper net oor die 42 miljoen kartonne uitgevoer. So op die oomblik is daar omtrent 30,000 werkers wat verskaf word in die Sonnesriviervallei, waarvan 24,000 werkers op die plase werk as plikkers en 6,000 in pakhuise. So dis 'n groot werkverskaffer in die Sonnesriviervallei en saam met dit kom maar probleme soos infrastruktuur, behuising vir mense, paaie, elektrisiteit, basiese dienste is onder geweldige druk. Die oorlog in die Midde-Ooste is 'n groot bedreiging vir sitrusboere. Benewens 'n skerp styging van die dieselprys, het die vervoerkoste bykans verdubbel binne 'n jaar. Die veel langer vervoertyd na markte in die Midde-Ooste het ook 'n kommerwekkende gevolg op gehalte. Waar vrugte voor die oorlog binne 10 tot 14 dae gelewer kon word, neem hulle nou 50 tot 60 dae. Dieselverbruikers kan 'n sug van verligting slaak, nadat die jongste data van die Sentrale Energiefonds aangedui het dat die prys volgende maand aansienlik kan daal. Nou dit volg na reuse stygings die afgelope 2 maande. Die prys van diesel met 'n 0,05% swaalgraad sal na verwagting met sowat R4.41 daal, terwyl diesel met 'n 0,005% swaalgraad R3.52 per liter minder kan kos. Die prys van 93 oktaan petrol sal egter na verwagting met 13 sent en 95 oktaan petrol met 18 sent 'n liter styg. Die parafienprys sal met sowat R3.71 per liter daal. There's only a marginal increase in petrol, but remember, they're looking to unwind some of that tax relief they gave us. So the actual petrol price expected, if you take that 50% tariff coming out of that, it's going to be close between 160 and R2. So all about R1.60 to R1.70 for petrol. And diesel would be a significant cut of R3 to R4. But again, they are trying to phase back that tax relief they gave us. So you're looking at a cut of around R2 based on current prices month to date. En kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het. In jou sportnuus, die Suid-Afrikaner Aldrich Potgieter is saam voor na die eerste ronde van golf se tweede major van die jaar, die PGA Kampioenskap in Newtown Square in Pennsylvania. Nou Potgieter is op 3 onder die baansyfer en deel die voorsprong met 6 ander spelers, insluitend die wêreldnommer 1 en die verdedigende kampioen Scottie Scheffler. Nou om die FIFA Wêreldbeker toernooi by te woon is enige sokkerondersteuner se droom, maar om as 'n amptelike baldraer vir die grootste sportskouspel ter wêreld gekies te word is onbeskryflik. En dit is waarna Luca Human-Maré van die Laerskool Lou Geldenhuys in Linden in Johannesburg tans uitsien. Want die gelukkige 10-jarige sal binnekort skouers skuur met van die grootste name in sokker, wanneer hy die enigste Suid-Afrikaner onder die 104 baldraers by die FIFA Wêreldbeker in Mexico sal wees. Luca se eerste taak sal wees om Suid-Afrika en die Tsjechiese Republiek op die veld te lei wanneer hulle op 18 Junie by die Mercedes-Benz Stadion in Atlanta kragte meet. Dit sal net 'n week na die geskiedkundige openingswedstryd tussen Mexico en Bafana Bafana in Mexico-stad wees. Hy sal die amptelike wedstrydbal dra terwyl hy saam met die Bafana-kaptein Ronwen Williams die sokkerveld betree. 'n Oomblik wat vir ewig in die geheue van die Human-Maré gesin geëet sal wees. Ek is baie gelukkig en dis vir my 'n baie groot prestasie. Luca is 'n graad 5 leerling by 'n skool waar rugby die gewildste sport onder die seuns is. Hy is ook 'n ywerige rugbyspeler, maar die sokkerbloed vloei dikker in sy are. Hy speel sokker vir die Stars of Africa Academy en het groot drome vir sy loopbaan.
Ek hoop ek word 'n professionele sokkerspeler en ek hoop ek speel vir Barcelona. Luka kan nie wag om sy sokkerhelde by die Wêreldbeker te ontmoet nie. Is Mofokeng, Lionel Messi, Ronaldo, Lamine Yamal en Ronwen Williams. En hy weet al klaar wat hy vir hulle sal sê wanneer hulle blad skud. Jy is my idol, my beste speler. Ek hoop jy het 'n baie lekker karier gehad. Het jy tips vir my en dis baie lekker om jou te ontmoet. Luka se vertrekdatum is die 15de Junie. Hy tel al die slapies. En op daardie gelukkige noot moet ons groet. Dis al vir vanaand. Ons wens jou 'n heerlike naweek toe. Totsiens.